O grote koning, heerser van die heelal, skepper van alle dinge, siende en onsiende. Here, U wat vir ons gemaak het, vir my gemaak het, vir my ma of my pa wat hier langs my sit, my man en my vrou, my kinders, U wat lewe gegee het, U wat lewe in oorvloed gee, U wat ewige lewe skenk sonder om iets terug te vra, verniet, vry, U wat die geloof skenk in ons harte, om vas te klou aan hierdie belofte en aan U, o Here, met ons swakke menslike handjies, U in wie se almagtige hande, ons mag tot rus kom, en met oorgawe en met vrymoedigheid lewe, vry van sonde, en U wete, U keer weer terug, U sal terugkeer soos U beloof het, om die kinders te kom haal. En Here, vanoggend mag ons, moet ons, voor U kom kniel, en U aanbid. Ons loof U, Here, vir U goedheid, U grootheid. U is oneindig goed, Here, ook in ons lewe. Skep vir ons, gun vir ons die vermoë, om raak te sien wat U vir ons doen, en wie U vir ons is. Dat ons soveel rede het vir blydskap en dankbaarheid. En Here, al kla ons dikwels, al is ons dikwels onvergenoeg, vra ons dat die Heilige Gees daai goed uit ons harte sal uithaal, dat hy ons gees sal ontstop, en dat ons met vrymoedigheid na die troon toe sal gaan, en sê, prys die Here, want hy is goed. Loof hom, sy almag ken geen perke nie. Here, ons aanbid U altyd, nou hier op aarde, en ons sien uit daarna om U te aanbid in die hemel, of in die nuwe Jerusalem, dat dit altyd 'n realiteit vir ons sal wees. Nie 'n sprokie nie, maar iets wat ons verander. Heilige Gees, kom vul ons met U teenwoordigheid. As U in ons hartsdeur kom klop, kom maak ons oop. En maak van ons die mense wat U wil hê ons moet wees. Dat ons die geloofspad sal loop, die trappies sal klim, na 'n volgende fase, 'n volgende era, 'n volgende seisoen van ons geloofslewe. Persoonlik bid ons dit vir onsself, Here, ons bid dit vir ons gesin, ons familie, ons vriende. Ja, Here, ons bid dit vir Standerton Wes gemeente. Elke kosbare, dierbare lidmaat, die wat vanoggend hier is en die wat nie hier is nie. Here, dankie dat ons wat wel hier is, nou uit die Bybel uit kan lees en kan sien hoe Nehemia hulle destyds die volk opgeroep het, of U altans, Here, U self, die volk opgeroep het tot nuwe toewyding. Ons kom wy onsself ook opnuut aan U toe vandag. En ons vra, spreek, Here, U dienaars en dienaresse luister. Amen. Toe die 7de maand aanbreek, was die Israeliete dus oral in die stede. Die hele volk het soos een man bymekaar gekom op die plein voor die waterpoort. En vir Esra, die skrifgeleerde, gevra om die wetboek van Moses, waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is, te bring. Die priester Esra het toe die wet voor die gemeente gebring, man en vrou, elkeen wat kon verstaan. Dit was op die eerste dag van die 7de maand. Hy het daaruit voorgelees op die plein voor die waterpoort, van ligdag af tot in die middel van die dag, ten aanhore van mans, vrouens en elkeen wat kon verstaan. Die aandag van die hele gemeente was by die wetboek. Esra, die skrifgeleerde, het op 'n houtverhoog gestaan, wat vir die doel gemaak is. Regs langs hom het, nou moet ek al hierdie name lees, Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Gilkia en Maaseja gestaan. En links van hom Pedaja, Misael, Malkia, Gasim, Gasbadana, Sagaria en Musalam. Esra het hoorgestaan as die hele gemeente en het die boek voor almal oopgemaak, sy oë oopgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die hele gemeente opgestaan.
Esra het die Here, die groote God geprys en die hele gemeente het met die hande omhoog geantwoord, Amen, Amen. Toe kniel hulle en buig diep voor die Here, die Lewiete, Jesua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabbatai, Odia, Maaseiah, Kelita, Asarja, Josabat, Ganan en Pelaja, het die wet van die gemeente verduidelik, aan die gemeente verduidelik, terwyl die volk daar staan. Die Lewiete het uit die boek, uit die wet van God voorgelees en dit uitgelê. Hulle het die betekenis weergegee sodat die mense kon verstaan wat gelees word. Nehemia, die gouverneur, die skrifgeleerde priester Esra en die Lewiete wat die gemeente onderrig het vir die hele gemeente gesê, het by die aanhoor van die wet hierdie dag word gewy aan die Here, julle God. Moenie treurig wees nie. Moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het. Nehemia het verder gesê, gaan vier fees, eet en drink en deel uit aan die wat niks voorberei het. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Die Lewiete het al die mense gekalmeer met die woorde, wees rustig. Dit is 'n gewyde dag. Moenie bedroef wees nie. Die hele gemeente het toe gaan eet, lekkernye uitgedeel en groot fees gevier. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. Ons skriflesing tot sover. Waar ons nou hier uit Nehemia lees, onthou die volk het nou geleentheid gekry om terug te keer na die beloofde land. As gevolg van hulle sonde is hulle in ballingskap weggevoer na 'n ander land toe. Vir baie jare. En nou kan hulle terugkeer. En hulle het terugkeer van hulle, nie almal nie. Baie mag gekies om agter te bly in die heidense wêreld, in land daar, met 'n vreemde koning. Maar van die Jode kom terug na Israel toe. En hulle besluit, hulle gaan, nie besluit nie, dit was 'n opdrag van die Here, hulle gaan die tempel wat afgebreek is, en die muur nou weer herbou. Maar dit was nou nie soos in Salomo se dae gewees nie, daar was middele, en hulle was kragtig en magtig gewees. Nou moet hulle met moeite, met min tot hulle beskikking eintlik, en met ander volke, wat vir hulle verseker so dophou, moes hulle die tempel weer herbou, en die muur. En dit is moeilik geweest, maar uiteindelik is dit klaar. En dit moes 'n reuse, groot, wonderlike dag gewees het vir die volk. Hulle moes ook maar besef het, hulle staan eintlik in 'n sekere sin, hulle kom hulle baie lank pad, maar hulle het al soveel van hulle identiteit prysgegee en verloor. Jy kan nou dink oor hoeveel jare en geslagte, wat weet hulle nog van hulle voorouers en hulle manier van doen en glo, werklik. En dit is hoekom iets soos 'n kultuur of 'n tradisie so ontsaglik belangrik is. Ons sien hoe mense byvoorbeeld trek 'n jong gesin na Australië toe of Amerika toe, en binne een enkele generasie kan die kinders skaars Afrikaans praat en weet hulle eintlik maar bitter min byvoorbeeld van die Afrikaner kultuur. En onthou, so kom hierdie sogenaamde kinders van die Here, Israeliete, terug in hulle tuisland, en hulle soek na identiteit. Hulle wil weet wie is ons nou eintlik, want hulle het soveel daarvan prysgegee. Die vraag, wie is ons? Wat is ons? En op 'n vreemde manier, ek wonder of dit dalk die gees van die Here was wat die mense saamgeroep het. Die Bybelgedeelte sê soos een man kom die volk bymekaar en hulle wil nou hoor van die Here af. En Esra, die skrifgeleerde, gaan haal daai, so seker so 'n boekrol gewees, die wet van die Here,
En hy begin voorlees aan almal, daar is aan almal wat kon verstaan, mans, vrouens, kinders, almal is daar by mekaar, op daai plein. En gouverneur Nehemia saam met Esra, priester Esra, leer vir hulle en lees vir hulle. En skielik begin die Here hier onder gewone mense, eintlik mense wat taamlik verlore seker gevoel het, maar hulle wil weet wat sê die Here, en die Here spreek hier op 'n besonderse manier tot hulle. Die hele dag lank luister hulle. En die hele volk, ek sien amper so my gees, soos hulle staan seker daar so oop mond en hoor weer hierdie wet van God asof dit die eerste keer is, en dit bring reuse verandering. Want skielik in 'n sekere sin ontvang hierdie mense, hierdie volk van die Here, ek wil amper sê hierdie amper so gebroke volk, ontvang weer 'n boodskap. Hulle raak bewus van God. En terwyl hy nog lees, ontdek hulle is in die eerste plek mense. Hulle identiteit is in die eerste plek mense wat gehoorsaam is aan God, aan die wil van God. Dit is wie hulle is. God se wet, punt, klaar. Dis wat hulle wil hê. Dit is wat hulle lewens rig, niks anders nie. En hoe verder Esra die wet vir hulle lees, en vir die mense rondom hulle, hoe helderder sien hulle, hoe beter verstaan hulle, waaroor gaan dit. Hulle is daar vir God se onthalwe, nie andersom nie. Hulle is daar waar hulle is, omdat God hulle wil gebruik. Dis vir sy wil en sy eer. Hulle moet 'n lewe van dankbaarheid hê en gehoorsaamheid aan God, soos hy wil hê, soos sy woord, sy wet vir hulle sê. En hulle vereenselwig hulle totaal hiermee. Eintlik in 'n sekere sin sê almal van hulle, ja, dis reg. Steek jou hande op en sê amen, amen. Ons aanvaar dit. Ons as volk sal hierdie pad stap. Soos Moses, ons voorouder van baie jare gelede, hierdie woestyn getrek het en dit moeilik gehad het hierdie volk dit ook nou moeilik. Hulle het die beloofde land soort van verloor, prys gegee. En nou is hulle terug uit Babelonië uit. Maar soos Moses bly hulle glo in die volk van destyds, en hulle vertrou en hulle vra na die wil van die Here. Dieselfde God van die Israeliete van ouds wat uit Egipte uitgebring is, en dieselfde God wat vir hulle uit Babelonië uitgebring het, is dieselfde God daar nou in hulle midde, in hulle teenwoordigheid, deur sy woord, deur sy gees teenwoordig. Geliefdes, ek wil amper sê soos Nehemia en Esra, het ons ook so 'n hout kanseltjie, ons lees daarvan. En daar staan 'n gewone mens daar so wat God se wil en sy wet vir die mense lees. Dis nie meer dieselfde mense van daai tyd nie. Maar hoor, dis dieselfde God wat vanoggend hier in ons midde is. En hy werk nog steeds op dieselfde manier. En sy wil vir die mens bly nog altyd deur die eeue heen dieselfde. Dat ons sy wil sal navolg. Dat ons gehoorsaam sal wees. En as ons dan vra na ons identiteit, miskien voel jy so 'n bietjie identiteitsloos in die tyd waarin ons leef. Maar die vraag, wie is ek, wat is ek? Ek het dalk eens my identiteit in ander dinge geplaas as kind van die Here. Dalk die groepering mense van wie ek deel is, of hoe ek lyk, of hoe ek praat. Daar is nou net een identiteit, en dit is kinders van God, gehoorsame kinders van God. Daai dag maak die Gees voor hulle oë, breek dit die wet van die Here op, die wil van die Here. En daar's 'n reaksie in die volk. Wat doen hulle? Ek wil amper sê hulle begin chunk, hulle begin huil, hulle ween, soos nooit van tevore nie, die hele volk, want hulle besef hoe ver hulle was van hierdie ideaal wat God vir hulle gehad het. En nou roep hy hulle terug. En hier is nou geleentheid om 'n ommekeer te maak.
om 'n nuwe identiteit aan te kleef. Hierdie mense wat vir jare onder 'n ander volk se juk was, is nou vry om te wees wie hulle is. God se mense, syne wat hy self gemaak het. En dan sê mense, ag, die verbond is nie meer van toepassing op ons vandag nie. God sê dis 'n ewige verbond, dieselfde verbond wat hy met Abraham gesluit het. Dieselfde verbond wat hy bevestig het, ook aan sy volk en Moses, daar waar die volk voor Sinaai berg van destyds gestaan het, en God sy wil bekend gemaak het, sy wet. Dis dieselfde God wat daai dag daar vir hulle sy wet gee, en vandag weer sê, doen wat ek van jou vra, dit is wie jy is. Dis 'n verbond wat deurloop soos 'n goue draad deur al die eeue heen tot vandag toe. Ons is deel van daai verbond. Maar ons is soveel meer om voor dankbaar te wees. Want ons aanbid nie 'n dooie wet nie, nie 'n klomp lettertjies op 'n bladsy ergens in die Bybel neergeskryf nie. Wat sê die Nuwe Testament? Waar is God se wil en wet gegraveer vandag deur sy Gees op ons harte? Ons aanbid 'n lewende God, en daarom is sy wil lewend en kragtig in ons. Nie een van ons kan sê, ons ken nie God se wil nie, want ons het sy woord en ons het sy Gees. Bewaar die een se siel wat besluit hy of sy gaan teen dit. Die straf van die Here is verskriklik. En die straf van die Here kom juis deur God se wil te verontagsaam. Laat ons nie daai mense wees nie. Geliefdes, ons is die nuwe volk van die Here, uitgekoop en verseël deur Jesus se bloed, deel van die verbond wat vervolmaak is. En daarom kan ons dit doen. Ons kan 'n identiteit aankweek, en mag dit altyd so wees van ons gemeente, van my en van jou, dat dit wat ons doen, sal wys wie ons is. Dit sal ons grootste getuienis wees, en die Here sal ons daarmee help. Psalm 119. Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat u aanwys. Ek verlustig my in die voorskrifte. U woord vergeet ek nie. Doen goed aan die dienaar, dan sal ek lewe en u woord gehoorsaam. Maak my oë oop dat ek die kragtige werking van u wet ervaar. Ek kies die betroubare pad. Ek lewe volgens u bepalings. Ek hou vas aan u verordeninge. Ek is gretig om u gebooie te gehoorsaam, want u verryk my lewe. Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. U verordeninge, laat die my na in die hart lê. Nie die begeerte om myself te verryk nie. Hulle moet die volk kalmeer daai dag en hulle sê, hier is 'n feestelike geleentheid. Julle het nou klaar gehuil, huil nou klaar. Maar staan dan op, droog die trane af en vier fees. En ek moet sê, dit is nogal, ek dink een van die kenmerke ook van die wonderlike gemeente waarvan ons deel is. Ons hou van feesvier, want hier is goeie nuus. God stel ons in staat om so te lewe, dat ek kan sê, ek is 'n kind van die Here. Ek behoort nie meer aan myself nie, maar aan God. My hele lewe is syne. Is dit waar? Is dit waar van u? Of het ons dalk nog steeds 'n tipe van 'n identiteitskrisis? Dis tyd dat ek en jy weer regtig begin vra na God se wil. En as ons sy wil ontdek, en hy wil dit graag vir ons gee, dit te gaan doen, onvoorwaardelik, totaal, sodat ons kan begin lewe en fees vier. Bid saam met my asseblief. Here, ons Here, so wil ons ook amper ons hande in die lug opsteek en sê, Amen, Amen. Want dit is ook van ons waar. Soos die ou volkie destyds, die wat wel
kon terugkeer na die beloofde land, is ons ook op pad na ons beloofde land toe. En dis nie meer net so 'n ou stukkie grond daar in die Midde-Ooste nie. So 'n lappie woestyn nie. Nee, Heer. Ons is soveel meer, soveel groter. Die belofte dat die nuwe Jerusalem vir ons wag. En daardie Jerusalem is nie met mense hande gebou nie. Daar sal die tempel van God werklik by die mense wees, want U self sal by ons kom woning maak. En saam sal ons fees vier tot in ewigheid in die nuwe stad Jerusalem. Maar Here, dit is nie net eendag nie. Dis nie net vir eendag nie. Dis vir nou vandag, in hierdie lewe, in hierdie wêreld. Vra U dat ons U sal dien. Dat ons identiteit, ons karakter in U sal vestig en setel. Help dan vir ons om dit te doen, Here. Dat ons meer en meer oorgegee aan U sal lewe, sal dink, sal optree. Lei hierdie volk van U. Lei hierdie gemeente, wat vir U so kosbaar is, en daarom is sy vir ons ook kosbaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.